Baie kliënte vra ons, wat is eintlik die verskil tussen verskillende skroefdraadvervaardigingsmetodes? In wese is dit die alfa en omega, die oppervlak. In draadrol word drade geskep deur 'n rollende vervorming. Hier skep rolgereedskap. Onder sterk druk 'n skroefdraadprofiel. En hierdie vervaardigingsmetode is baie geskik vir bevestigingsskroefdraad, soos byvoorbeeld skroewe of trukankers, waar die akkuraatheid nie heeltemal so groot is nie. Vir vleiskroefdraad is hierdie metode eerder problematies en nie aan te beveel nie. 'n Gladde oppervlak is vir 'n vleiskroefdraad, veral by huisinstallasies, uiters gevaarlik. Jy moet jou voorstel, dit is soos by twee baie gladde glasplate, wat jy teen mekaar druk, en enige vloeistof tussen hierdie glasplate uitgepus word. Dit gebeur met die smeermiddel by gerolde skroefdraad. En dit wil hulle vermy. Want dit is baie gevaarlik, dit kan lei tot 'n smeerfilmonderbreking en in die ergste geval tot die stikslip-effek. Ons vervaardig skroefdraad uitsluitlik in 'n onderbroke snit. Dit is 'n metode wat ons op selfontwerpte masjiene toepas. En daardeur skep ons altyd 'n effens golwende oppervlak, minimaal golwend. En dit is die geheim van 'n baie goeie oppervlak. By swaar laste, by hekskroefdraad, wat swaar platforms oplig, of by huisinstallasies. Hierdie effens golwende oppervlak lei daartoe dat mens baie goeie aanhegting van smeermiddel het en ideale gly-eienskappe. U ken dit sekerlik almal wanneer u in nat reën, op 'n klipstraat met die motorrem. Hulle gly ongelooflik ver en vinnig. En presies dieselfde effek wil ons eintlik by skroefdraad skep. Op hierdie foto hier sien u die oppervlak van 'n skroefpil van 'n 12 ton huisbak na herhaalde inry. Mens sien baie duidelik op sommige plekke afplattinge, maar op ander plekke is daar amper geen kontakpunte nie. Dit beteken op hierdie plekke kon die smeermiddel heeltemal vry beweeg en amper soos 'n laar funksioneer. Dit lei tot uiters goeie gly-eienskappe van die hefskroef. En dit is presies wat ons probeer bereik in ons vervaardigingsproses. Soms het klein besonderhede 'n groot hefboomwerking. En net so is dit met die skroefdraadoppervlak. Soos ek aan die begin verduidelik het, is te gladde oppervlaktes 'n werklike risiko. Dit kan lei tot die stikslip-effek, die breek van die smeerfilm, wat uiteindelik tot 'n koue swys van hele installasies kan lei. Ons ken ons pad hier rond. Dit kan ons vermy. Veral ons kliënte in die swaarreis tegnologie vertrou op ons perfekte oppervlaktes, wat ons deur dekades se kennis en kundigheid voortdurend verbeter het. Dit lei tot minder slytasie en die beskikbaarheid van ons kliënte se installasies. Presies dit is wat ons wil hê.